Dink jy, God is 'n ernstige God? Hierdie vader, hierdie oupa wat hier sit, hy kan nie 'n grappie maak, hy kan nie eens lag nie. Hy smile niks nie. Hy's ernstig. Is dit jou idee van God? Dan dink ek, jou idee is heeltemal verkeerd. Dat hy's ons vriend, hy's ons vader, hy's ons helper, hy's die een wat ons liefhet. Inteendeel, Jesus kom by sy disippels en sê vrede vir julle. Dan eet hy saam met hulle, hy kuier saam met hulle, hy lag saam met hulle. Inteendeel, oral waar jy in die Bybel sien waar God werk, is daar gelag, daar's 'n gejubel, daar's 'n goedheid wat mense net sien en hulle beleef God se goedheid en guns in hulle lewe. So ek dink God is een wat vriendelik is, wat liefdevol is, wat vrede in sy hart het, wat dalk saam met jou lag en smile. Maar dink jy God is ernstig oor goed? Ja, ek dink God is baie ernstig oor goed. En jy moet onthou, as jy ernstig oor iets is dit vir jou belangrik. As jy ernstig oor is, dan maak dit jou kwaad. Jy gee aandag, jy gee tyd daaraan, jy werk daaraan. Dis iets wat vir jou baie belangrik is. En ek dink, dis wat ons moet besef wie God is. Dat God is ernstig oor goed. Nou, dink ek, waaroor kan God ernstig wees? En ek dink daar's baie goed waaroor ons kan praat. Maar ek weet die een ding is, dat God is ernstig oor sonde. Hy duld nie sonde nie. Nou, ek dink God het genade tyd met jou. God sal met jou praat, hy wil jou help, maar daar kom 'n dag wat sy genade uitloop. En ek dink die Here weet dat jou sonde gaan jou vernietig. Jou sonde gaan maak dat jy in 'n krisis kom, in moeilikheid kom. En God weet dit. En dan sê die Here dat ek wil genade vir jou hê. Ek wil hê daar moet 'n genade tyd vir jou wees. God gee genade om jou lewe reg te kry, om jou lewe reg te maak. En ek dink dis vir die Here baie belangrik. En ek dink ons moet die erns daarvan besef. Hy het nie Lucifer se sonde geduld nie. Hy het nie Adam en Eva se sonde geduld nie. Hy het nie Kain se sonde geduld nie. Dink jy daar gaan sonde in die hemel wees? Nee. Ek dink God so ernstig daaroor. Hy stuur sy seun Jesus om ons te red. Hy stuur sy seun Jesus dat ons Jesus moet aanvaar, hom as prys aanvaar en besef maar God wil met ons sonde deel en dis so hy deel dat om ons vir ons sonde te betaal. Nou skryf Paulus in Romeine 10, dan sê ek bekommerd oor my volk. My volk wil hulle eie manier gebruik vir redding. Hulle wil nie God se manier gebruik nie. Hulle gebruik hulle eie manier. Nee, ag, ons is so right, dit wat ons doen is right. Moenie oor my worry nie. Ek doen dit my way. Nou, daar is nie jou manier nie. Daar's God se manier. En God se manier is om Jesus te kies. God se manier is om te doen wat God sê, om te doen wat Jesus sê. Om te sê, Here, ek wil doen wat U sê. En daar volgens te leef, en in God se lewe, in sy wil te leef, dink ek is geweldig belangrik. Ons as kinders van die Here sal sê, maar ons wil doen wat die Here sê. Ek dink, laastens is, vir vandag, dat God is ernstig dat ons nie moet worry nie. Dat God kom en sê, ek moet nie bekommerd wees oor die dag van môre nie. Nou die hele jaar, jou hele lewe lê nog voor jou uit, en dan kan jy dalk bekommerd wees oor baie goed, dan sê die Here, moet jou nie bekommer oor die dag van môre, moenie bekommerd wees nie, wees dankbaar, moenie worry nie, moenie bevrees wees nie. En weet jy, daar's 365 skrifte wat die Here sê, moenie bekommerd wees nie, moenie worry nie. Nou kan jy sê, Here, maar U praat maklik. Jy weet, ek is 'n mens, ek kan dit nie help nie, ons moet maar worry. Maar jy moet onthou, God is almagtig. Jy moet onthou wie God is. God is die een wat alles kan doen. God is die een wat ons kan red. God is die een wat ons vrymaak. God is die een wat genade aan ons kan bewys. Dis wie God is. Daarom sê hy, moenie bekommerd wees nie. Daar's niks wat God nie kan doen nie. Niks is onmoontlik vir die Here nie. God is ernstig daaroor. Hy's ernstig dat ons in hom sal glo. Nou wil ek jou vra, wil jy 'n bietjie erns maak en besef dat vir God is niks onmoontlik nie. En daarom glo ek die Here. Daarom besef ek kan na God toe gaan en hy het vrede met my. Hy het genade met my. Dat ek met die Here kan praat. En wanneer jy met God praat, dan begin jy hom leer ken. Ek onthou wat ek gesê het, ons leer mekaar ken deur om te praat.
net met God te praat. Dan gaan jy dalk God se hart ook hoor, en God jou hart. Dankie dat jy luister, dankie, jy's 'n great blessing.